Geliefdes, ons toetrede gesang vanmôre kom uit Gesang 471 en vanmôre se gesange is lofsange. Dit is gefokus op lofsang, op danksegging. So as ons vanmôre sing, ek weet ons is nou nie so baie soos verlede week en die week voor verlede week nie, ons het so mooi gesing, maar die stemme is hier. Kom ons sing uit die diepte van ons hart vir die Here en ons sê vir hom dankie. Vir al die genade en al die seëninge wat ons elke dag ontvang. Gesang 471, baie dankie dokter. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U naam kom die lof en die eer toe, tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Gesang 464, strofes 1 tot 4. Die
Geliefdes, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees daar uit die Evangelie volgens Matteus. En ons gaan 'n baie bekende gedeelte lees, maar ons fokus is vanmôre op die laaste versreël binne hierdie bekende gedeelte. 'n Versreël wat ons baie kere nie sê mislees nie, maar dalk kom ons noem dit dalk 'n bietjie misdink. En dit gaan oor die instelling van die nagmaal. Maar voordat ons saam lees hier uit Matteus 26 vanaf vers 26 tot en met vers 30, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. O Heer my God, as ons in eerbied wonder en ons kyk na al die grootste werke, ons kyk na wat U vir ons as mens kom doen het, nog steeds doen. Ons sien U geduld raak in U liefde, U bemoeienis met ons. Vader, hoe kan ons U met menslike woorde ooit bedank? Ons elkeen ken die woordjie dankie. Dis van die eerste dinge wat ons leer as kinders. Die eerste opvoedingstaak van 'n ouer as hulle kinders leer om te sê dankie. Maar Here, dankie kan nooit net 'n woord wees nie. En daarom is ons vanmôre hier by een om uit U woord te lees en weer uit die mond van U seun te hoor hoe U seun vir ons dankbaarheid kom toon het, kom leer het. En daarom bid ons, Here, dat ons vanmôre hierdie saak oor dankbaar wees ter harte sal neem, want Here, ons moet ons skuld ook bely. Ons is nie net soms nie. Ons is oor die algemeen, maar baie ondankbaar. Ons raak vinnig kwaad en ontstel en opstandig en ongelukkig en ons is so maklik om te blameer. En daardie gewilde vraag, hoekom nou, hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen om dit te verdien? Vader, vergeef ons dit. Here, moet ons nie aanhoor in ons menswees van onnoselheid nie. Maar hoor ons, Here, as ons sing en ons nie net dankie sê nie, maar lei ons ook om dankbaarheid te leef. Mag ons so leef, laat U dit hoor en dit sien. En daarom vra ons weer, vergeef ons ons ondankbaarheid, ons ongelukkig wees. En Here, ons bely ons skuld as ons U so maklik blameer. Vir ons eie onnoselheid. Vir ons menswees. Ja, soms is dit vir ons ook maklik om die ou Satan te beskuldig. Want niemand hou in elk geval van hom nie. Maar ook hy, o Heer, word baie kere ook ten onregte beskuldig. Want dis ons.
ons eie harte, wat soms ook maar verhard. En veral ons as moderne mens, dit sluit aan by verlede week se prediking. Ons raak so moeilik versadig. Ons raak so moeilik tevrede. Dankie Here, dat ons tot U mag bid. Dankie Here, dat U ook ons aanhoor, ook in ons gebrokenheid, in ons onvolmaakte woorde. Maar dankie vir hierdie oomblik, hier en nou. Dis kosbaar. Dis genade. En ons bid dit in die naam van ons Heer. Ons dank dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam hierdie baie bekende woorde, die instelling van die nagmaal. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit. Gee dit vir sy disippels en sê, neem, eet dit. Dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van hierdie vrug van die druiwestok drink nie, tot daardie dag, wanneer ek dit nuut saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou weer saam sing, daaruit Gesang 251, strofes 1 en 2, en ons sing daar met die Toosies beruiming, Gesang 251, strofes 1 en 2. Geliefdes, ons teksvers vir die prediking is daaruit vers 30. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Danksegging met 'n lied in die hart. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle na die Olyfberg vertrek. Geliefdes, gisteraand met die ete, gistermiddag met die ete, toe maak ek die opmerking, hoe sê 'n mens dankie? Dis so algemene woordjie, ons gebruik dit so baie. Ons hoor dit so baie. En die pragtige middag wat ons gister hier kon saam wees, en die kos wat voorberei is, en die moeite wat spandeer is, met die
Nie net met die voorbereiding van die kos nie, maar die regmaak hier onder die afdak en alles wat daarmee saamgaan en hoe mense op verskillende vlakke betrokke was. Die vraag kom, hoe sê 'n mens na 16 jaar vir 'n gemeente dankie vir wat julle doen? En dit gaan nie net oor 'n vleisete nie, dit gaan ook nie net oor 'n bazaar, dit gaan nie net oor funksies nie, dit gaan oor gemeente wees, oor kerk wees. Maar dit gaan ook weier as dit raak ook ons geloof, ons mens wees, en in die besonder ons verhouding met die Here. Hoe sê ons vir die Here dankie? Ons bid dit elke dag. Ja, dan maak ons oë toe en ons sê Here dankie vir vandag. En ons stap in 'n moeilike situasie in, dalk 'n moeilike vergadering of 'n moeilike toets en ons stap uit en ons sê dankie. Ons kry dalk ons punte terug of ons het 'n situasie kon ons hanteer en ons weet dit kom nie uit onsself nie en ons sit iewers dalk ook weer in die verkeer of iewers daar by die huis en dit kom by 'n mens op en 'n mens sê dankie. Dankie Here. Maar broers en susters, soos ons ook vanmôre in ons gebed verwoord het, kan dankie nooit net 'n woord wees nie. En dit is by ons die gebruik, die gewoonte, die tradisie, deel van ons nagmaalsliturgie om 'n dankseggingsdiens te hou. En op 'n dag het 'n lidmaat, en ek kan sy naam noem, Dou van 'n Merwet, ek en hy een oggend daar gesit in sy kantoor en hy praat met my en sê, maar ons hanteer danksegging na nagmaal en dit is gewoonlik baie korter maar dit voel nie reg nie. Dit is asof ons nie genoeg erkenning gee aan die dankbaarheidsgedagte nie. En aanvanklik as dominee dink ek maar, ag, dis hoe ek groot geword in die kerk. Ons bedoel niks snaaks daarmee nie. Ons kry die nagmaal, ons doen dit direk na die tyd en dit is klaar en dit is oor en dit is verby. En die tradisionele en klassieke antwoord is, want nie almal wat nagmaal gebruik het, is volgende week dan weer daar by die dankseggingsgedeelte nie. Maar dit laat 'n mens toe dink. Dalk sê ons te min dankie. Dalk spandeer ons te min tyd aan hierdie oefening van dankie sê. Nou ja, die teologiese verklaring is, behalwe dat dit 'n tradisie en 'n gewoonte is, weer eens die belydenisskrif, die Heidelbergse Katekismus, dis die derde deel wat fokus op dankbaarheid, die voorbereiding tot die nagmaal en dan dankbaarheid. Maar nou kom die volgende vraag, en dit gaan ook weer oor 2 weke terug met die voorbereiding, toe die Here Jesus die 2 van sy disippels stuur en sê, gaan berei voor, julle sal 'n sekere man kry met 'n kruik water, jy weet daaroor gepreek. Waar vind ons nou werklik die gedagte van voorbereiding? Jy sal onthou, ons vind dit in die Bybel en ons kom tot die slotsom, ons as mens is, maar ons moet erken, ons is nooit ten volle voorbereid nie. Maar gelukkig, genadiglik dien ons 'n God wat voorbereid is altyd. En dan die instelling van die nagmaal, daar is baie tekste daaroor. Daar's baie al daaroor geskryf. Maar dan kom ons by hierdie gedagte van danksegging. Waar vind ons hierdie dankseggingsteks of gedeelte in die Bybel na afloop van die instelling van die nagmaal? Was dit nou maar 'n klomp slim geleerde reformatore wat met hierdie gedagte vorendag gekom het, in die besonder toe die Heidelbergse Katekismus opgestel is? En dan, broers en susters, kom mens by hierdie versie, vers 30. Nadat hulle die lofsang gesing het. Ons lees dit, maar wat beteken dit? Een manier om dit te verduidelik, dit was deel van die Paasfees liturgie, ook tradisie, gebruik, gewoonte.
Daar het 'n hele paar goed gebeur tydens die Pasga of Paasete. Ons het al by 'n paar geleenthede daarna verwys met die bitterkrye en die ongesuurde brood en so meer. Daardie herinnering na die uitredding uit Egipte wat die volk moes herdenk. En deel daarvan was ook om dan aan die einde 'n lofsang te sing. Eintlik 'n lofpsalm. En dit was gewoonlik uit Psalm 113 tot en met Psalm 118. Maar die Here stel die nagmaal in. Die eerste keer wat nagmaal gebruik word. Dit sou vir ons as gelowiges, as Christene, as kerk, die Paasfees vervang. Nou, waarom sing die Here die lofsang? En ons kan die vraag vra, want dit lê op verskillende vlakke. Die eerste antwoord is, die Heer het in 'n Joodse tradisie, in 'n Joodse gesin, groot geword. Dit was die gebruik. En u moet weet op daardie stadium, verlede week ook daarna verwys, waar baie mense hulle woningsdeeltes verhuur het, uitgeleen het, beskikbaar gestel het, waar mense die Paasfees, die families die Paasete kon vier. So, dit het oral oor in Jerusalem is daar gesing, hierdie psalms. Doen die Here dit uit tradisie, gewoonte, respek vir tradisie en gewoonte, om hierdie Paasete mooi af te sluit? Ons kan dit so verstaan. Maar dan aan die ander kant lees ons die tekste rondom hierdie lofsang. En mens vra die vraag ook, waarom sou die Here Jesus 'n lofsang of lofpsalm sing? Net voor die instelling van die nagmaal, lees ons hier in die begin van hoofstuk 26, word daar planne gemaak om hom in hegtenis te neem, om hom dood te maak. En die Here Jesus het dit geweet. Maar erger as dit, een van sy vertrouelinge, een van sy grootste vertrouelinge, Judas, neem deel aan die komplot. Nog 'n vertroueling, 'n man wat beloftes gemaak het, Petrus, gaan hom verloon, en die Here weet dit. En hy weet elkeen gaan hom in die steek laat, want hy sê dit vir hulle, met die instelling van die nagmaal. En op daardie oomblik, as hulle hierdie lofsang sing, en dit word aanvaar, as mens gaan kyk na die ander verwante tekste, in die ander evangelies, en daar uit Korintiërs uit, dat dit op daardie oomblik was, wat Judas wegraak. En die Here weet, hy is op pad Getsemane toe. En hy weet, hy gaan alleen wees. Hy weet, sy disippels gaan hom in die steek laat. Hy weet, hy gaan gearresteer word. Hy weet, hy gaan voor die Joodse raad, die Sanhedrin, verskyn. Hy weet, hy gaan uitgelewer word aan Pontius Pilatus en blootgestel word aan die Romeinse reg. En hy weet, hy gaan bespot word. En enkele ure, ongeveer, min of meer 12 ure later, gaan hy aan 'n kruishout hang, onder geweldige pyn. En mense gaan vir hom spot, lag. En hy sien sy ma, wat vir hom gaan staan en kyk met trane na oë. En hy weet, daar is 'n paar, wat hulle geloof vir 'n oomblik gaan verloor. 2 van hulle sou later bekend staan as die Emmausgangers. Ons het tog so gehoop dat dit hy sou wees. Die Here weet hierdie gebeurtenisse. Hy sien dit afspeel. Maar dan sê hy vir sy disippels, kom ons sing die lofpsalm. Nou is dit nogal interessant om te gaan kyk na hierdie psalms daarvan 113 tot 118.
114 gaan oor hierdie uitredding uit Egipte uit. 116 gaan oor die redding uit die mag van die dood, die krag van die Here. 13, 15 en 18 gaan oor om die Here te loof. En nou kom die vraag, en dis ook al 'n vraag wat baie mense besig gehou het. Nou watter een van hierdie psalms het die Here Jesus nou gesing, of het hulle almal gesing? Heel waarskynlik nie, daar was nie genoeg tyd nie. En dalk sal dit goed wees om in die toekoms by elke danksegingsgeleentheid weer in diepte te gaan kyk na elkeen van hierdie psalms. Maar 'n psalm wat by mense opkom, en dit staan ook maar bekend, is van die kortste psalms wat ons het, is hierdie 117. Loof die Here alle nasies, roem hom alle volke, want magtig oor ons is sy troue liefde. Ja, die trou van die Here is vir ewig. Dalk was hierdie die lofpsalm, of een van die lofpsalms wat die Here Jesus ook gesing, saam met sy disippels. Want die Here het ook weier gekyk as dit wat op hom gewag het. Hy het geweet dat dit wat hy doen hy vir die wêreld, doen hy vir volkere, vir kinders, vir sy kerk wat nog moet groei en moet kom. En die werk van Paulus, hy het hierdie groter prentjie, het die Here Jesus raak gesien. En daarom sou ek sê, Psalm 117 staan uit. Maar daar is nog 'n rede as mens vra waarom die Here Jesus 'n lofsang sing. Calvin en Luther het interessant. Baie dieselfde, maar tog ook verskillende sienings gehad. Calvin sê, as mens na hierdie psalms kyk en dit lees, dan klim 'n mens eintlik in die hart van die Here Jesus. Op daardie oomblik lees ons wat in die Here Jesus se hart geleef het. Ou Luther sê weer, en hy maak dit op toepassing van al die psalms Luther, hy sê dit wys vir ons die hart van die gelowige mens. Ou, u weet ek is lief om die beeld altyd te gebruik om te sê, die Bybel is hierdie spieelbeeld, en veral die psalms is altyd so 'n helder spieelbeeld, daai groot spieël wat jy voorstaan. Jy erken iets van jouself in 'n psalm. Dis wat die psalms glo ek so kosbaar is vir baie mense. Maar die Here Jesus sing hierdie psalms, en ons as mens sing, en ons as mens dank die Here, want is deel van hierdie hele dankseggings, hierdie hartsaak van die mens, want dit gaan vir ons oor daardie erkenning, daardie spieelbeeld, daardie raaksien. Daardie lofsang gee vir ons perspektief op die hart van die Here Jesus Christus. Hy was die seun van God, maar ons moet ook nooit vergeet dat hy ook 'n mens was. Hy's gebore soos 'n gewone mens uit die maagd Maria. Hy het groot geword soos 'n gewone kind. Hy het die dinge in die lewe beleef soos 'n gewone mens. Daarom hierdie verskriklike slag ook as sy vriend Lazarus sterf. Ons lees dit. Maar ons sien ook iets van onsself raak. En daarom gaan dit met hierdie raak sien, lê dit nie net by 'n voorbereidingsdiens nie, om ons skuld en sondes raak te sien nie, maar wat gaan in my hart, in daai stuk tevredenheid waarna ons soek en smag. En weet jy geliefdes, dis eintlik ongelooflik as mens so daaroor nadink. Daar's dalk iewers al slim mense wat 'n bietjie daaroor gaan navorsing doen het. Interessante tema. Dat dit eintlik so 'n bemarkingsgeleentheid vir die wêreld geword om aan mense geluk te verkoop, tevredenheid te verkoop. Dit het 'n besigheid geword.
Sluit weer aan by verlede week se preek van versadiging. As ek in hierdie woonbuurt bly, of ek het hierdie huis, of ek het dit aan my huis gedoen, of ek het hierdie voertuig gekoop, of ek het dit of dat, of ek het hierdie moderne toestel, of hierdie tipe selfoon, dan sal jy werklik gelukkig wees. Dan sal jy aanvaarding in die wêreld kry. Mense sal met ander oë na jou kyk, want dit is daaroor dit vir ons baie kere gaan, is om raak gesien te word. En daarin vind mense, glo hulle tevredenheid. Maar dit is van korte duur, want volgende week is daar iets beter en groter. In die midde van die Here Jesus se omstandighede, dit wat voor hom afspeel, in die midde van die dood, sing hy 'n lofpsalm, vind hy vrede, want die Here weet wat hy is besig om 'n vrede te bring tussen God en mens, wat hierdie wêreld en die mens nooit kan voortbring nie. En daarom is dit so tragies dat die wêreld vandag ook meer en meer wegbeweeg van die kerk, die gemeenskap van gelowiges, in al sy fasette, van die Bybel en noem dit maar op. Hoeveel van u wat ouer lidmate is, kan onthou as u daar by ouma of oupa daar op die plaas gekuier het en aandgodsdiens gehou het, dan is daar gesing. Een of ander bekende psalm. Ek weet nie of daar van u is wat nog sing nie, ons doen dit nie meer nie. Ons lewe in hierdie ander wêreld wat musiek algemeen beskikbaar is en ons, maar wie van ons sing net spontaan 'n bekende psalm of gesang? Ja, daar's Christelike musiek en Christelike liedere en mense luister daarna natuurlik, maar hierdie psalms, en ons besef nie altyd hoe kosbaar die psalms is nie, ons moet meer psalms sing. Want dit verwoord iets van die hart van die mens, en soos ou Calvin gesê het, van die Here. Daardie erkenning, om daardie tevredenheid te vind, is 'n belangrike baken in dankbaarheid, in 'n dankbare lewe. Maar om te sing is ook bemoedigend, om ons te versterk ook in die geloof. Want dis waarom die Here Jesus ook hierdie lofpsalm sing, sonder dat daardie disippels dit besef, daardie 11 op daardie oomblik, bemoedig hy hulle. En word die Here Jesus self bemoedig. Weereens, kom ons fokus maar net op Psalm 117. Dit wat hier gebeur is soveel groter as die hier en die nou. Om werklik nie net dankie te kan sê nie, maar om dankbaarheid te kan leef. En broers en susters, dis nog 'n saak regtig waaroor ons ernstig moet nadink en oor moet praat. Ek dink dit strek verder op 'n psigologiese vlak. Die mense met die sielkunde kan daarmee werk, want ons as moderne mens, kom ons wees eerlik, ons is maar oor die algemeen maar min tevrede. Luister maar hoe ons praat, so by mekaar kom, kla ons. Maar daar is baie om oor te kla, gelukkig, daar is meer as genoeg, nie sê gelukkig nie, ongelukkig, is daar meer as genoeg stof om te kla. Jy sal dit vandag op die selfone kry met die Sondagkoerante oor al die slegte goed wat gebeur. As ons dink aan ons voorouers, daar dieselfde oupa en ouma of oom of tannie wat daar iewers in die Vrystaat of die Wes-Transvaal of Oos-Transvaal of die Noord-Transvaal op 'n plaas gesit het, wat baie kere droogte ervaar het en kilometers van die dorp af gebly het en moes hard werk en moes vroeg opstaan en baie van die mense daarby verwys, daardie dankbaarheid, as is so dankbaar. Die Here is goed vir ons. 'n tevredenheid. Ons sê baie kere,
Hulle het 'n beter lewe gehad as ons, wat aan die een kant nie waar is nie, want nou in die oggende vroeg op te staan en 'n donkie te gaan stook, sodat jy 'n bietjie warm water het en alles wat daarmee saamgaan, dit kom ons wees nou eerlik, dit is nie beter nie. En daai ou lyne wat ons so moes met 'n sentraal en alles wat daarmee saamgaan, dis nostalgies, ja. Maar ons sien dit baie keer as 'n beter lewe. Hoekom? Want ons het 'n generasie gehad wat tevrede was. 'n Generasie wat nog om 'n kombuistafel op 'n aand kon sing. Hoe vals dit ook al is. Ons het dit nie meer nie. So dankbaarheid bring ook daardie by 'n mens van versterking van jou geloof, 'n versterking van jou tevredenheid. En natuurlik ook om te sing. En waarom die Here Jesus hier ook die lofpsalm sing, is om eer aan God te bring. Die Here Jesus sou net enkele ure later uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Maar hy sing 'n lofpsalm tot eer van God, en jy kan na hierdie psalms gaan kyk, 113, 115, 118, gaan primêr om eer en lof aan God te bring. As die Here Jesus, soos baie geleerdes beweer, net nog 'n profeet was, 'n merkwaardige profeet, maar net nog 'n profeet. En dat hy nie die seun van God was en dat hy nie werklik geroep was nie, maar dat daar psigologies iets met hom fout was, so sommige selfs beweer. As dit so is, broer en suster, verseker ek, sou hy op daardie oomblik kop onderste bo daar gesit het aan tafel op moedverloorse vlakte, daardie disippels geskel het en weggejaag het. Dis wat ek en u sou doen. Sou u kans gesien het om so 'n lydingspad te stap, om op so 'n wyse verneder te word, op so 'n manier te sterf ter wille van hierdie klomp mense, en daar is nou 'n baie mooi Afrikaanse woord om dit mee te beskryf, useless mense. Mense op wie hy nie kon staat maak nie. Mense vir wie hy alles gedoen en gegee het en beloof het. Hoeveel keer bewys het. Maar hy doen dit. Hy eer God. En dis nog 'n saak as ons dankie sê. En dis soms die moeilikste as dit swaar gaan. En broer en suster, ons stap al 16 jaar 'n pad. En daar's baie van ons broers en susters wat ons so lank vooruit gegaan het. En dis hartverskeurend om te sien daai pad wat mense stap. En daar staan van u in hierdie gemeente wat ek weet wat deur moeilike tye gaan. Om 'n dankbare mens te wees, is om in daardie nagtelike donker ure van jou lewe nog 'n lofpsalm te kan sing. Om aan die Here die nodige eer te kan bring. Dit kom leer die Here Jesus ons. En later sien ons in die Nuwe Testament, waar Paulus hulle in die grootste ellende verkeer, dan wat doen hulle? Dan sing hulle lofpsalms. Die ander gevangenes vra, en die mense wat hulle oppas, die bewaarders vra, wat's fout met die mense? Dis dankbaarheid. Ons verstaan lof, sang, sing en dankbaarheid so verkeerd. Ons sien dit baie keer is so selfsugtig. Ons sien dit baie keer as 'n gevoel. En baie kere kry mense beskuldigings, en ons hier in Teresa Park, julle sing nie so lekker nie, alhoewel ek moet sê die laaste 3 weke en vanmôre ook, die sang kry hoendervleis, dis ongelooflik. Maar sang, ja,
is die mooi verduideliking is om jou in die geloof te versterk. Dis die mooi teologiese antwoord en om jou geloof te beoefen, maar oor die algemeen sal mense sê, ons gaan hierheen want ons sing lekker. Dit laat ons goed voel. 'n Ou teoloog wat 'n geweldige rol en impak gehad het op jou voortrekkers, Wilhelmus Abrakel. Nou wat hom nou so bekend maak is, hulle sê, dis maar jou dogmatiek boek wat jou boere gehad het daar in die Wakus. Dis daar waar hulle die teks gekry, of die riglyne vir die opstel van die gelofte. Maar hy het baie goed geskryf. En dan skryf hy op 'n stadium oor waarom ons sing, lofsange sing. En dan gee hy 'n interessante antwoord. Hy sê in die eerste plek, dis omdat die Here ons die opdrag gee. Die Here verwag dit van ons. Ons sien iets daarvan ook in die skepping. As die Here klaar geskep, dan sê hy net gekyk en dit was goed. Dis 'n opdrag. Want sê hy daarmee saam en dit sluit daarby aan die tweede, dit is in ons ingeskape. Om te sing is deel van mens wees. Dis deel van God se skepingsdaad. Hier hoef ons net te dink aan die voëls. Maar oor die algemeen, al kan ons nie sing nie, sing ons graag. Daar in die motor speel 'n bekende lied. En dit raak ons en ons ken die woorde en ons sing saam. Dis soos om te sing is deel van mens wees. Maar dan 'n baie mooi gedagte, daardie ontmoeting tussen hemel en aarde. Hier dink mense aan die engele wat gesing het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag, met die aankondiging van die geboorte van die Here Jesus. Want sê hy ook, ou Wilhelmus, hy sê, dit bring die mense ook 'n ontmoeting met God, daai ontmoeting tussen die hemele en die aarde. Daardie engele sang waarvan ons deel word. Daar weer eens daai erkenning aan God. En dan sê hy ook, want dis vir God goed. Anders gesê, dis vir God mooi. Daar's hierdie mooi woord wat ons al verleer het in Afrikaans. Dis vir die Here aanneemlik. Dis vir die Here kosbaar as sy kinders sing. En dan kyk ons terug na hierdie lofsang van die Here Jesus. En daar jou versie wat ons so eintlik baie kere mislees en nie op ag slaan nie, sê vir ons so baie oor danksegging en wat dit beteken om dankbaar te wees. Want ou Wilhelmus, die ou teoloog, sê van die laaste instans gaan dit oor jou as mens. En dan natuurlik om jou geloof te oefen en jou geloof te versterk. Maar dit gaan nie oor die lekker daarvan nie. My broer en my suster, weer eens, daardie oomblik, daardie moment in die Here se lewe, na die instelling van die nagmaal, met dit wat reeds gebeur het, dit wat hy reeds voorspel het, en dit wat op hom gewag het, en hy het dit geweet, daarom dat sy sweet soos bloeddruppels uitslaan daar in Getsemane. In die midde van dit sing hy 'n lofpsalm saam met sy disippels. Dit is 'n oomblik van dankbaarheid. Nou broer en suster, hier sit ons in die jaar 2026 met baie uitdagings en baie onsekerheid. Ons word elke dag daarmee gebombardeer. Is daar nog 'n lied in ons hart? Kan ons die eerste 2 weke terug met die voorbereidingsdiens, kan ons werklik voorbereid wees? Nee, maar genadiglik ons dien 'n God wat altyd voorbereid is. Kan ons werklik onsself versadig met verlede week met die nagmaal? Nee, maar in Christus vind ons die versadiging. En vanmôre in ons menswees kan ons werklik ten volle die diepte van dankbaarheid besef en dit leef. Dan moet ons ook in skaamte erken nee. Maar daar kom die Here se Gees in, die Heilige Gees. Want met hierdie sang
En dit kyk ons baie kere mis. Het die Here ook vir ons kom sing. Sy Gees sing vir ons. So waar ons stem maar stil geraak het oor die generasies heen en waar ons minder sing, weet dat die Heilige Gees bid nie net vir ons soos ons lees daar uit Romeine 5:8 nie, waar hy lees die Heilige Gees wat ook vir ons daar intree. Die Here sing nog steeds vir ons op. En dan broer en suster, dan besef 'n mens dat 'n dankbaarheidsdiens in 'n oomblik soos hierdie is veel meer as net tradisie of 'n gebruik. Dit was nie maar net 'n gebruik vir die Here Jesus met die Paasmaaltyd nie. Nee, hy kom leer ons iets van die diepte van dankbaar. En dis waarvoor ons kan bid as gemeente, as gelowiges. Dat ons weer sal leer, dat ons sal oefen, daar sal aandag skenk. Om weer 'n bietjie met 'n dankbaarheid te kan leef met 'n lied in die hart. Dis nie maklik. Dit is nie. Maar dis moontlik. Die Here het ons dit kom wys en kom leer. En broer en suster, dan kry die nagmaal gebeurtenis en die Christus gebeure weer soveel betekenis. En dan is dit hartseer. En dit is so nagedagtenis dat die kerk praat oor die algemeen. Baie kere besig raak met 'n klomp dinge wat vir die wêreld dalk belangrik is en wat vir tradisies en gebruike en so meer belangrik is, in plaas daarvan dat die kerk net dit doen waarvoor die Here die kerk daar gestel het, sy liggaam. Die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Dis wat die wêreld moet hoor. Mag die Here, soos altyd, sy kerk, of hy groot of klein, vervolg word of in vredetyd is, mag die Here sy kerk beskerm, mag die Here sy kerk in stand hou, mag die Here hierdie gemeente in stand hou, en mag hierdie gemeente altyd die evangelie van Jesus Christus verkondig, maar ook in dankbaarheid leef. Gemeente, ons is dankbaar dat ons vanoggend weer in ontmoeting kon kom met ons Skepper. Sulke genade roep 'n mens op tot geloof. Kom, laat ons staan en ons geloof soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan nie sy plekke weer inneem. Broers en susters, ons het nou ons geloof in die drie enige God bely. Kom ons hoor wat God vir ons sê in sy wet. Luister na die riglyn van ons dankbaarheid. Luister nou na Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo,
of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons slotgebed en slotsang kom uit Gesang 265, strofes 1 tot 4, en na die seëngroet sing ons uit Psalm 146, vers 1.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en ook die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.